Dink net daaraan. As ons verkies moes word op grond van dit wat ons doen, sou nie een van ons verkies word nie. Ons redding lê nie in ons eie wisselvallige hande nie, maar in die ewige en onveranderlike raad van God. God doen alles in ons bekering. Alles. Die Heilige Gees open ons oë. Selfs die geloof. Die woord sê as ons glo in Jesus sal ons gered word. Selfs daardie geloof word aan ons geskenk. Dis nie geloof wat ons in onsself opklits nie. God se uitverkiesende genade is nie iets wat Paulus eers in Romeine 9 uitgedink het nie. Jesus self het dit geleer. Vandag is 'n besondere dag vir my en ek vertrou vir julle ook. Om 2 redes vir my, 1 rede vir julle, hopelik 2. En die eerste is dat vandag presies 508 jaar gelede, vandag 508 jaar gelede het Martin Luther sy bekende 95 stellings aan die Schlosskirche in Wittenberg, Duitsland vasgespijker, die Kasteelkerk. En dit is by 'n konferensie soos hierdie, dink ek dalk nogal nodig dat ons kennis neem daarvan. Dis weliswaar so dat hierdie 95 stellings nie die begin van die reformatie was nie, maar dit word alweer beskou as die simboliese beginpunt van die reformatie. So dit net so terloops. Die tweede rede waarom dit vir my spesiaal is om vandag hier te wees, en ek sê dit met heimwee, of hartseer eintlik, heimwee verlang jy terug, maar hartseer, of trane in my oë amper, is hierdie byeenkoms vandag. Ek het in 2012 het ek 'n brief gestuur, nadat ek Verdi se boek Opgestaan gelees het, en wat my diep getref het om te sien watter pad die NG Kerk besig was om te loop, en ek weet dat daar broers en susters in die NG Kerk is, wat waarlik die Here dien en wat gereformeerd in hulle wese is. En ek het gesien watter pad die teologiese fakulteite besig is om te loop. En ek was baie ontstel daaroor, en veral toe ek die boek gelees het. En ek het besluit om 'n brief te stuur. Op daardie stadium was ek reeds 'n gereformeerde baptis. Ek het in die gereformeerde kerk groot geword, die Doppers. En toe is ek oor NG Kerk toe, en ek het 'n pad met beide die kerke geloop, veral met die NG Kerk, of ek moet miskien sê, die NG Kerk het met my 'n pad geloop. En ek het toe uiteindelik 'n gereformeerde baptis geword. Maar hoe dit ook al sê, ek het 'n brief gestuur aan, sover ek geweet het, vir al die NG predikante in Suid-Afrika. Ek het 'n lys van al die e-posadresse gekry in Pretoria. Miskien is daar van u wat die brief gekry het, waarin ek net die broers wou bemoedig en verseker van my voorbereiding vir hulle in hierdie stryd wat hulle tegemoet gaan. En ek het altyd gewonder of ek ooit by 'n situasie sal kom waar ek saam met die broers in die NG Kerk wat behoudend is in die pad loop, of ek ooit met hulle gaan skouers skuur. En ek het 3 jaar terug op die ouderdom van 72 afgetree, en ek dink dit sal nie gebeur nie. En gister toe ek hier sit, toe besef ek, dit het gebeur. Hoe wonderlik is dit om saam met my broers in die Here wat gereformeerd is, vandag saam te kan wees. En dit het net weer bevestig dat Matteus 16 vers 8, die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. En dis presies wat besig is om hier te gebeur en wat so is. Daar het om die Engelse woord te gebruik, 'n remnant oorgebly. Julle is deel van daardie oorblyfsel, van daardie remnant. Hou vas, loop die pad, soos wat ons gehoor het aan mekaar van gister af. Nou ek wil ook net sê dat my boodskap vanoggend is nie 'n preek nie. Ek kan nie passievol raak soos wat Willem gebruik het net nou en broers gister nie. Dis meer 'n lesing wat ek gaan gee. En dit gaan hopelik kort wees, sodat dit wat ek deurgee herkou kan word en verwerk sal word. Maar hoe dit ook al sê, ek moet ook verder het aangedring daarop. Jy weet al hy's eintlik 'n boelie. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Hy het my in hierdie ding ingeboelie en oor die onderwerp wat ek moet aanspreek. En ek het gesê, maar daar's duisende ouens wat baie beter dit kan doen as ek, maar hy het aangedring, ek moet dit doen. En ek weet daar's dik boeke deur baie ooms met baie dik brille geskryf al oor hierdie onderwerp ook. So ek voel nederig vandag, so hê geduld met my. Maar kom ons bid net saam. Here ons God, dankie dat die reformatie nie net 'n kerkgeskiedenis gebeurtenis was nie, maar dat dit wesensveranderend
op die hele westerse beskawing en kerk ingewerk het. Dankie dat dit vandag nog steeds 'n lewensveranderende en lewensgewende of lewegewende impak op alle ware gelowiges het. Dankie dat U deur die reformatie meegebring het, dat die ware kerk teruggekeer het na die Bybelse waarhede, naamlik onder andere dat 'n mens uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus Jesus alleen gered word. U wat ons eerste lief gehad het, Here, open ons harte om die diepte van U genade te verstaan. Laat ons nederig buig voor U soewereine wil en met dankbare geloof vasgryp dat U ons in Christus gekies het, voor die grondlegging van ons wêreld. Vader, verheerlik U self deur die woord en gee dat ons in verwondering rus in U uitverkiesende liefde en genade. Amen. Nou wanneer ons oor God se uitverkiesende genade praat, betree ons een van die diepste en mees ontzagwekkende waarhede van die skrif. En dit is nie 'n onderwerp waarin die mense prestasie of verdienste die laaste sê het nie, maar waarin God se soewereine wil en onverdiende genade tot openbaring kom. Ons staan hier nie om mense te beïndruk of mense te oortuig van ons eie menings nie, maar om saam te buig onder die woord van God en in die lig van die Heilige Gees om dit te soek in antwoorde op hierdie vraag. En ons wil vra, wat leer die Here? Wat leer die Here self oor sy ewige besluit? Sy ewige besluit. En hoe bring dit troos? Hoe bring dit sekerheid? Hoe bring dit nederigheid in die lewe van gelowiges? En die leer van God se uitverkiesende genade is nie 'n nuwe idee of 'n vreemde uitvindsel van 'n sekere tydperk nie. Dit lê diep veranker in die woord van God en is deur die eeue heen deur die kerk, die ware kerk van Christus bely en verdedig. En reeds in die vroeë kerk het Augustinus in die 4de eeu sterk beklemtoon dat die mens se redding geheel en al uit God se genade kom. Kan ek dit weer sê, dat God se genade geheel en al oor ons uitgestort word, uit genade uit. In teenstelling met Pelagius, wat geleer het dat die mens self kan kies om sy verlossing te bewerk. 'n eeu later, tydens die reformatie, het Martin Luther in sy boek De Servo Arbitrio, die genade wil, of die gebonde wil althans, dit baie duidelik gestel, dat die sondaar se wil gekluister is. Sy wil is gekluister. En dat alleen God en God alleen genade, sy genade, ons kan bevry. Niks anders as God se genade nie. Johannes Calvin het hierdie Bybelse waarheid verder sistematies uiteengesit en die kerk het duidelik hierdie beleid of hierdie doktrine het hulle belei in die Dordtse leerreëls van 1618 en 1619. Nou uitverkiesende genade dis nie bedoel om 'n leer te wees wat twis veroorsaak nie, maar 'n troostvolle waarheid wat die kerk van Christus deur al die eeue heen gedra het. Ons redding lê nie in ons eie wisselvallige hande nie, maar in die ewige en onveranderlike raad van God. Dit bring ons tot die nederige erkenning dat sola gratia, uit genade alleen, die fundament van ons saligheid is. Niks anders nie. Ek vertrou dat almal van ons bewus is daarvan dat die uitverkiesing beskou word as die leer van die gereformeerde geloof. En aan die een kant Calvinisme en Arminianisme aan die ander kant, die opponerende leer aan die ander kant. Daarom, voor ons in die onderwerp van uitverkiesing self ingaan, moet ons kortliks die agtergrond en 'n bietjie historiese konteks verleen in hierdie hele saak. Kom ons kyk na die historiese agtergrond. Die kontroverse tussen die Arminiane of die Arminianisme en Calvinisme het in Holland ontstaan in die vroeë 1600s.
Die stigter van die Arminiaanse party was Jacob Arminius. Hy is in 1560 gebore en in 1609 oorlede. En hy het in Genève onder Calvin sy opvolger Theodore Beza studeer. En het in 1603 'n teologiese professor aan die Universiteit van Leiden geword. En geleidelik het Arminius sekere Calvinistiese leerstellings verwerp. En die kontroversie het deur Holland versprei, waar die gereformeerde kerk oorweldigend in die meerderheid was. En die Arminiane het hul geloofsbelijdenis in 5 artikels saamgevat, en dit in 1610 onder die naam Remonstrante, of die verklaring van beswaar, onderteken deur 46 predikante aan die staatsgereg of staatsgesag van Holland voorgelê. Die amptelike Calvinistiese reaksie het tydens die synode van Dort in 1618, 1619, 4 jaar later gekom, waar 84 lede en 18 sekulêre kommissarisse die 5 artikels oorweeg het, dit bespreek het in diepte. En die uitkoms was die kanons van Dort. Vandag steeds deel van die belydenisskrifte van onder meer die gereformeerde kerk in Amerika en die Christelike gereformeerde kerk en baie kerke in Suid-Afrika. En as antwoord op die Arminiaanse remonstrante het hulle die 5 punte, die Calviniste, die 5 of die gereformeerdes, die 5 punte van Calvinisme vasgestel. Vandag ken ons dit onder die Engelse akroniem TULIP, wat staan vir die totale verdorwenheid, onvoorwaardelike uitverkiesing, genade, volharding van die gelowiges, en ek beperkte versoening ook natuurlik. TULIP, ek dink die meeste van ons ken dit ook, en as jy sien, kyk na die breinboek wat jy gister persent gekry het, daar is 'n prentjie van 'n tulp voorop, dit verwys na TULIP, die 5 punte van die Calvinisme. Nou hierdie akroniem is egter eers heel wat later as opsomming van die leer gebruik. Die hoofverskil tussen die 2 sienings van verlossing lê daarin hoe 'n mens God se genade ontvang, wat 'n verlore siel red en hom uit geestelike duisternis bring tot die lig deur geloof. Wat saak maak, is wat hierdie leerstellings verteenwoordig. Die beginsels waarvoor hulle staan en wat Bybels beantwoord kan word. Man met die naam van Olson, Roger Olson, hy is in 1952 gebore, is 'n Amerikaanse teoloog en emeritus professor in Christelike teologie aan die George W. Truett Teologiese Seminarium van Baylor Universiteit in Waco, Texas. En hy het die volgende oor die Arminianisme gesê. In die eerste plek sê hy, as iemand na Christus toe kom met berou en geloof, is dit slegs omdat God se voorafgaande genade om daartoe in staat gestel het. God se voorafgenade. Tweedens, Arminiane het nog altyd daarop aangedring dat die inisiatief en verlossing by God lê. Dit word genoem bekwammakende genade. Dit is dus weerstaanbaar. En derdens, klassieke Arminiaanse teologie skryf 'n sondaar se vermoë om op die evangelie te reageer met berou en geloof toe aan voorafwerkende genade of voorafgaande genade. Wat beteken dat God se genade elke mens voorafgaan en hom in staat stel om die evangelie vrylik te aanvaar of te verwerp. En God gee dus aan alle mense genade wat hulle in staat stel om die evangelie vrylik te aanvaar of te verwerp. 'n Genade wat geloof moontlik maak, maar dit nie afdwing nie. Arminiaanse teologie sê hy ook verder, vind daar derhalwe 'n gedeeltelike wedergeboorte plaas voor bekering, maar dit is nie 'n volledige wedergeboorte nie. Dit is 'n in aanhalingsteken wakker maak en in staat stel, maar nie 'n onweerstaanbare krag nie. Voorafgaande genade is God se kragtige aantrekking en oortuiging wat eintlik vrye wil oordra om te aanvaar of te weier. Die vraag is nou of die Arminiaanse verstaan van hoe genade werk om geloof te bewerk Bybels is, of is die Calvinistiese siening meer Bybels wat sê God se genade bring ons nie net tot by 'n punt van 'n gedeeltelike wedergeboorte nie en los dan die uitkoms aan onsself en ons eie selfbepaling oor nie,
Calvinisme sê, God doen alles in ons bekering. Alles. Die Heilige Gees open ons oë, oorwin ons weerstand en maak ons gewillig en bekwaam om Christus met vreugde as verlosser, saligmaker en Here te omhels. En ons moet ook daarop let, dat selfs die geloof, die woord sê as ons glo in Jesus sal ons gered word, selfs daardie geloof word aan ons geskenk. Dis nie geloof wat ons in onsself opklits nie. God skenk daardie geloof deur die Heilige Gees in ons harte, sodat ons kan glo. En in die lig hiervan moet ons dus vra, watter een van hierdie twee sienings is die Bybelse siening, en hoe God se genade ons tot geloof en verlossing bring. Maak dit ons vry om genade te kies, of maak dit ons vry om genade te verwerp? Of oorwin dit ons rebellie en blindheid, sodat ons in totale oorgawe Christus in geloof en in oorgawe kan omhels? Laat ek begin deur Sinclair Ferguson aan te haal wat eenmaal gesê het, een ding wat die leer van die uitverkiesing doen, is om te beklemtoon dat ons volkome hulpeloos is en dat ons God nodig het om ons te red. Kan ek dit weer lees? Een ding wat die leer van die uitverkiesing doen, is om te beklemtoon dat ons volkome hulpeloos is en dat ons God nodig het om ons te red. Nou Romeine 9, en is gisterand genoem ook, word allerweer beskou as die kernhoofstuk van die leer van die uitverkiesing. En dit word ondersteun en verduidelik deur gedeeltes soos Efesiërs 1 en Johannes 6. In Romeine 9 stel Paulus in die eerste 5 verse 'n probleem. En dan bied hy die oplossing aan in verse 6 tot 33. Nou kom ons lees Romeine 9 vers 1 tot 5 saam. Jy kan maar net rustig luister. Romeine 9 vers 1 tot 5. Ek praat die waarheid in Christus. Ja, ek lieg nie. En my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my. Hoor jy wat daar staan? Ja, ek lieg nie, en my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Sonder berou. Vers 3, ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus, in belang van my broers, my volksgenote, na die liggaam. Hulle is Israeliete. Aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Aan hulle behoort die voorvaders, en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God bo alles is, lofwaardig vir ewig. Paulus spreek hier die probleem aan, of Israel se verwerping van Jesus beteken dat God gefaal het. En ons sien in verse 1 en 2, dat hierdie vir Paulus 'n ernstige, gekompliseerde en diep emosionele saak is. Hy voel so sterk oor wat hy sê, dat hy bereid is om homself op te offer, om hel toe te gaan. Om homself op te offer vir die redding van sy volksgenote. En daarom roep hy die Heilige Gees as sy getuie aan. Dit herinner ons aan Moses. In Eksodus 32 vers 32, waar hy gesê het, as u nou maar hulle sonde sal vergewe, maar as u nie wil nie, wis my dan maar uit, die boekrol wat geskryf is uit. Selfs Moses het dit gesê. En die probleem is dat die Jode, ten spyte van die seën wat hulle van God ontvang het, dinge soos aanneming, heerlikheid, die verbonde, die wet, diens, beloftes, insluitende die Messias, ten spyte van die seën wat hulle van God ontvang het, het hulle alles verwerp. Het hulle self in 'n selfvernietigende posisie geplaas. Mark Dever het hiervan gesê, nou het hierdie ongebruikte voordele misbruikte voordele geword. Dis wat met die Israeliete gebeur het. In Romeine 9 vers 6 tot 33, en ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, jy kan maar volg daar in die Bybels, ek sal telke male terugverwys na die verse. In Romeine 9 vers 6 tot 33
verskaf Paulus die oplossing vir sy probleemstelling. En hy doen dit aan die hand van 6 punte. Eerstens, nie alle Jode is gekies nie. Nie alle Jode is gekies nie. In verse 6 tot 7 wys Paulus daarop dat God se verkiesing nie etnies van aard is nie. Sy verkiesing is nie etnies van aard nie. Mense in Paulus se tyd het geglo dat al Abraham se fisiese nakomelinge outomaties as die volk van God sal tel. En ons sien dit in Johannes 8, waar Jode aan Jesus sê, ons is die nageslag van Abraham. Vers 33 van Johannes 8. Of vers 39, ons vader is Abraham. En vers 53, jy is tog nie belangriker as ons voorvader Abraham nie. Maar Paulus sê in Romeine 9 vers 6 en 7, dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. Want nie almal wat uit Israel afkomstig is nie, kan ek dit herhaal? Want nie almal wat uit Israel afkomstig is die ware Israel nie. Ook nie is almal wat nageslag van Abraham is, sy kinders nie. Inteendeel daar staan, dit is deur Isak dat jou nageslag benoem word. Met ander woorde, Paulus sê, God se woord het nie misluk nie, of is nie verkeerd nie, en nie alle Jode is deur God gekies of uitverkies nie. Die vraag is dis nie of God ontrou is nie, maar wie regtig van Israel is. Die ware Israel. Hoor Paulus sê dat nie almal wat Israeliete is geroep deur God nie, en behoort aan hom, en aan die volk nie. En Paulus motiveer verder sy stelling in vers 7, waar hy sê, dit is deur Isak dat jou nageslag benoem sal word. Deur Isak. Met ander woorde, nie deur Ismael nie, Genesis 16, of Ketura se seuns, Genesis 25 nie. Maar Isak, die kind van die belofte, soos in Genesis 21 vers 12 gestel, God het egter vir Abraham gesê, laat die saak van die seun in jou slavin nie verkeerd wees in jou oë nie. Alles wat Sara vir jou sê, luister na haar, want daar sal na jou nageslag met die naam van Isak verwys word. Dit stem ooreen met God se belofte in Genesis 17 vers 19, waar God sê dat sy verbond deur Isak vervul sal word. Deur Isak. Daar was dus van die begin af kinders wat nie deel van die ewige verbond was nie. Ware Jode, of geredde Jode, of soos hulle deesdae bekend staan, Messiaanse Jode, is die wat deur die kind van die belofte Isak kom. En Paulus het dit reeds in Romeine 2 vers 28 en 29 gesê. Want om 'n Jood te wees, is nie iets uiterlik nie. En besnydenis is nie iets wat uiterlik aan die liggaam geskied nie. Inteendeel, iemand is waarlik inteendeel, iemand is innerlike Jood en besnydenis is iets van die hart. Van die hart, geestelik, nie letterlik nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. God se uitverkiesing is dus nie dieselfde as 'n uiterlike roeping nie. Alle Jode het die uiterlike roeping ontvang, maar nie almal is deel van die ware Israel nie. Prakties beteken dit dus, 'n reddende verhouding met God kan nie geërf word nie. God se reddende genade kom nie deur jou ouers nie. Reddende genade kom nie deur die ouers se bloed nie. Hulle beskik nie oor enige geregtigheid nie. Die enigste geregtigheid wat beskikbaar is en deur Jesus Christus, wat aan ons toebedeel word wanneer ons gered word. Reddende genade is slegs beskikbaar, geliefdes, deur die bloed van Christus. Tweedens sien ons dat verkiesing gegrond is op Christus se soendood alleen. Niks anders nie. Romeine 9 vers 8 tot 13. Baie mense dink dat God kies op grond van iets soos 'n goeie karaktereienskappe. Ons hoor baie keer mense sê, oom Jan was 'n goeie mens. En dan wil ek sidder as ek dit sê, maar dan wil ek ook sê, oom Jan kyk nou neer op julle. So, God kies, sê hulle,
gegrond op van iets in die mens, goeie werke met ander woorde. Of geloof wat God vooruit gesien het. Middeleeuse Katolieke het dit ook geglo. 17de eeuse Arminiane het geglo dit is gebaseer op geloof wat God vooruit sou sien. Maar Paulus leer egter in Romeine 9 vers 8 tot 13 dat God se beloftes aan Abraham vervul word aan die wat hy verkies. Die wat hy verkies. Om geen rede gesetel in die mens nie, maar slegs volgens sy eie wil. Deuteronomium 7 vers 6. Let wel, Deuteronomium. As jy nie weet waar dit is nie, is in die Ou Testament. En jare terug toe gepreek het ek altyd as ek 'n vreemde teksvers aanhaal, dan sê ek, kom ons sê maar Haggai, dan sê ek, dis tussen Genesis en Openbaring. So Deuteronomium 7 vers 6 is ook tussen Genesis en Openbaring. Daar staan, want jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit al die volke op aarde om as sy volk persoonlike eiendom te wees. En Paulus gee nou 2 voorbeelde. In die eerste plek Ismael en Isak. Net Isak was die kind van die belofte en nie Ismael nie. Vers 9. En ook Genesis 18 vers 10. Die tweede voorbeeld, Esau en Jakob. Dieselfde pa, dieselfde ma en boonop nog deel van 'n tweeling. Tog het God gesê in Romeine 9 vers 12, die oudste sal die jongste dien. En dit het gebeur sodat God se voorneme volgens sy uitverkiesing sou bly staan. Staan nie in my Bybel nie. Staan in almal van ons se Bybel. En baie mooi vertaal in die nuutste vertaling van die Afrikaanse Bybel, die 2020 vertaling. Sy uitverkiesing sou bly staan, nie op grond van mense se dade nie, maar op grond van hom wat roep. Hom wat roep. God het dit aan Abraham gesê, luister mooi, nog voordat Esau en Jakob iets goeds of slegs kon doen. Toe is dit al aan hom gesê. God het dus volgens sy wil verkies, nie volgens dade of vooruitgesiene geloof nie. Dit was 'n soewereine besluit. En as ons bely dat God 'n soewereine God is, dan is dit mos nou maklik om te verstaan dat God ook soewerein roep en red. Dit was 'n soewereine besluit deur die soewereine God, vry van menslike invloed. Genesis 21 tot 25. En soos Johannes Calvin gesê het, hulle besit nie 'n greintjie van geregtigheid nie. En Calvin sê verder, vir die saligheid van die uitverkorenes moet ons geen hoër rede soek as die goedheid van God nie. Kan ek dit net weer lees? Ek het my nou self hier in die rede geval sonder dat julle dit agtergekom het. Hulle besit nie 'n greintjie van geregtigheid nie. En dan sê hy verder, vir die saligheid van die uitverkorenes moet ons geen hoër rede soek as die goedheid van God nie. En vir die verwerping van die verlorenes geen hoër rede as God se regverdige oordeel nie. God se uitverkiesende genade is nie iets wat Paulus eers in Romeine 9 uitgedink het nie. Jesus self het dit geleer. Johannes 6 vers 37, Johannes 6:44 verwys daarna, maar ek haal aan uit Johannes 13 vers 18. Ek sê dit nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het. Staan in die woord. Ek weet wie ek uitgekies het. Dan derdens, God is nie onregverdig nie. Verse 14 tot 18. Na aanleiding van God se vrye keuse van Jakob en sy verwerping van Esau, sou iemand kon vra, is daar dan enige onreg by God? Vers 14. Is daar dan enige onreg by God? En Paulus se antwoord is duidelik. Geensins. Die Grieks wat daar gebruik word, is jefnitou, wat sê, beslis nie. Mag dit nooit so wees nie, onder geen omstandighede nie. Beslis nie. Dan haal Paulus Exodus 33 vers 19 aan, waar God vir Moses sê, ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm.
Mensekind, hoor dit. Ek, die Here jou God, is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. En hierdie was direk na die goue kalf episode, toe Israel se rebellie hulle onwaardig gemaak het van God se genade. God sê dus, ek sal self besluit oor wie ek my sal ontferm. Dit is nie iets wat verdien word nie. En Paulus sê verder in Romeine 9 vers 16, dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. Maar by God wat hom ontferm. God se genade kom dus nie as gevolg van ons begeertes of pogings nie, maar slegs omdat hy besluit om barmhartigheid te betoon. Dan verwys Paulus na Farao in vers 17, wat God verhard het, maar nie sonder rede nie. Daar staan, sodat ek deur jou my krag kan toon, en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. God het Farao gebruik om sy heerlikheid te openbaar deur oordeel, net soos hy Jakob gekies het om sy heerlikheid te openbaar deur genade. Vers 18 som dit baie mooi op. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil. God het dus barmhartigheid betoon teenoor Jakob, en diegene deur hom, die Here gekies in Christus, en verharding toegelaat by Farao, en diegene wie rebelleer. En dit is belangrik om te verstaan, die Bybel leer nooit dat God mense wat onskuldig is verwerp nie. Hy verhard wie reeds in sonde is, en hy doen dit regverdig. Soos Calvin dit stel, daar is nie een in die hel wat nie verdien om daar te wees nie. En ek haas my, want ek sien ek het nog net 5 minute oor. Vierdens, God is die pottebakker, verse 19 tot 21 van Romeine 9. Paulus verwag egter nog 'n beswaar, en daarom vra hy in vers 19, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? Met ander woorde, as God alles bepaal, waarom blameer hy ons? Paulus antwoord nie deur menslike logika nie, maar met 'n beeld. In vers 20, wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Jy ken pottebakkers, en die wiel waarop hulle die klei neergooi en begin uitwerk. En as hierdie klei skeef trek, dan vat hulle daai klei en hulle gooi dit in 'n kas. Dis wat gebeur. Maar dan gaan hy verder en hy gebruik die metafoor van die pottebakker en die klei uit Jesaja 29 vers 16 en Jeremia 18 vers 6. Vers 21 skryf Paulus dan hierdie aanhalings. Het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? Hy kan doen daarmee wat hy wil. God is soewerein, geliefdes. Hy maak met sy skepsels wat hy wil. En dit is sy reg om sommige te vorm tot eer en ander tot oordeel, tot verheerliking van sy naam beide. In hierdie gedeelte kan enige mens ongemaklik laat voel. Maar ons moet onsself afvra, is ons bereid om God te laat wees? Is ons bereid om God te laat wees, selfs in sy soewereine reg om genade te bewys en oordeel te bring? God se doel met enerzijds sy uitverkiesing en anderzijds sy verwerping is om sy heerlikheid te openbaar. Verse 22 en 23. As God dan die voorwerpe van sy toorn wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Ons heilige God is lankmoedig met die onregverdiges. Hy verdra hulle, maar uiteindelik openbaar hy sy regverdige oordeel teenoor hulle. En teenoor diegene teenoor wie hy hom ontferm, skenk hy die rykdom van sy heerlikheid. Vers 24 som dit op. Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. Hier wys Paulus dat God se plan nie beperk is tot etniese Israel nie. Hy roep mense uit alle nasies.
Zulu, Xhosa, Afrikaner, Engels. Ek weet nie van die Amerikaners nie, maar nee, die Amerikaners ook. Sorry Elise. Dis nie beperk tot 'n etniese Israel nie, maar hy roep mense uit alle nasies, volgens sy soewereine wil. En dan laastens, die laaste punt, Paulus wys verder daarop dat die insluiting van die heidene en die verwerping van ontroue Jode reeds deur die profete in die Ou Testament voorspel is. Hy haal Hosea aan in verse 25 en 26. Hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem. Hy haal ook Jesaja in vers 27 aan. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Die gevolg hiervan sien ons derhalwe in verse 30 en 3 tot 33. Eerstens, die heidene het die geregtigheid verkry deur geloof. Tweedens, die Jode wat die wet nagejaag het nie die doel bereik nie, want hulle het op werke vertrou en nie op geloof nie. En derdens, Jesus het 'n struikelblok vir hulle geword. Ek sluit af. Die leer van God se uitverkiesende genade is nie bedoel om verdeeldheid te bring nie, maar om God se genade en heerlikheid te beklemtoon. En mense tot nederigheid te bring en ons aan te spoor tot aanbidding en vertroue en sending. Charles Spurgeon het gesê, die leer van uitverkiesing is 'n toets van die toestand van die hart. Kan ek dit weer sê? Die leer van uitverkiesing is 'n toets van die toestand van die hart. Die wat dit haat, openbaar hulle eie hoogmoed. Die wat dit liefhet, verstaan die diepte van hulle sonde en die uitnemendheid van God se genade en liefde. En God se uitverkiesende genade nie 'n bevrydende gedagte nie. Dis bevrydend, geliefdes. Ons hoef niks te doen om ons redding te bewerkstellig nie. Dink net daaraan. As ons verkies moes word op grond van dit wat ons doen, sou nie een van ons verkies word nie. Sou nie een van ons verkies word nie. Juis omdat almal van ons dood is in die sonde. Ons noem dit die erfsonde. Al wat ons kan doen en moet doen, is om God te verheerlik en hom in gehoorsaamheid te dien. Amen. Here, ons kan net dankie sê. Dankie, 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 dankie vir u genade, u ons onuitspreeklike liefde, u verdraagsaamheid met ons en u uitverkiesende genade. Ons eer u naam. Amen.